In vandag se les begin ons nou weer kyk na die vermenigvuldiging van algebraïese uitdrukkings. Nou die tipe vraag wat hulle sal vra kan vir ons vra, bepaal die produk van die volgende, of hulle kan vir ons net eenvoudig vra, vereenvoudig. Met ander woorde, dit is die tipe vragies wat hulle sal vra, en dan is die les wat ons verder gaan leer, dit wat ons moet toepas. Nou, wanneer ons die produk moet bepaal, gaan ons in vandag se les gou kyk na die produk van 'n eenterm maal met 'n veelterm. Dit beteken ons vermenigvuldig twee algebraïese uitdrukkings met mekaar. Die een algebraïese uitdrukking is 'n eenterm en die ander een is 'n veelterm. As ons byvoorbeeld kyk na A maal met B plus C. Onthou, in algebra skryf ons mos nou nie meer die maalteken neer nie. Hier het ek nou 'n eenterm maal met 'n tweeterm. Dit is belangrik wanneer ons vermenigvuldig dat ons die distributiewe wet toepas. Nou, as ons hierdie distributiewe wet toepas, beteken dit ons gee mos aan almal ietsie, ons deel mooi uit. Met ander woorde, as ons gaan kyk na die eenterm maal met die veelterm, dan beteken dit ons gaan A vat en ons gaan hom maal met die B. En A maal met B gee vir my AB. Dan gaan ons weer die A'tjie vat en ons gaan hom maal met die C. En dit gee vir my plus AC. As ons nog 'n voorbeeldjie gevat, A, B plus C plus D. Nou het ek 'n eenterm maal met 'n drieterm. Onthou die belangrike ding, ons pas ons distributiewe eienskap toe. Met ander woorde, ons gaan A maal met die B. Jy begin maar van 'n kant af en dan maak jy seker dat jy elkeen vermenigvuldig. So A maal met B is AB. Dan vat ek weer my A'tjie en ek maal hom met die plus C. Plus maal 'n plus is 'n plus. A maal met C is AC. Ek vat weer my A en ek maal hom met die laaste term in die hakkie en dit gee vir my dus plus AD. Jy kan sien jou A is nou 'n eentermpie en dit wat in die hakkie staan is 'n veelterm. As ons byvoorbeeld kyk na nog 'n voorbeeldjie, dan kan ons kyk na 'n voorbeeld wat byvoorbeeld is minus 'n half x maal met 6x² minus 8xy plus 12y². Hierdie is nou weer 'n eenterm maal met 'n drieterm. Die groot woorde is ook 'n monoom, is my eenterm maal met my trinoom, wat my drieterm is. Goed, so ons pas ons distributiewe eienskap toe. Met ander woorde, ons gaan hê die min 'n half gaan ons maal met die 6x². As ons het min 'n half, min maal 'n plus, gee vir my 'n minus. En 'n half maal met 6 is die helfte van 6 is 3. X maal met x² is x tot die mag 3. Nou vat ek my half x minus half x en ek vermenigvuldig dit met die minus 8xy. 'n min maal 'n min gee vir my 'n plus. 'n half maal met 8, die helfte van 8 is met ander woorde 4. X maal x is x², y. Nou vermenigvuldig ek weer die min 'n half x, moet ek vermenigvuldig met die laaste term in die hakkie. 'n min maal 'n plus is 'n min. Die helfte van 12 is 6. Ek het net 'n x en 'n y². Met ander woorde, daai produk
is dan minus 3x tot die mag 3 plus 4x kwadraat minus 6xy kwadraat. Ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. Ons volgende voorbeeldjie kan ons sê minus 3x maal met 2x kwadraat minus 3x plus 4xy minus 2y kwadraat. Nou kan ek sien ek het 'n 1 term maal met 'n 4 term, want onthou 'n plus en 'n minus skei mos terme. So ek het nou hierdie minus en 'n plus en 'n minus, so hierdie is 1, 2, 3, 4 terme. Nou goed, ek het nou 'n 1 term maal met 'n 4 term. Ek gaan dieselfde distributiewe wet toepas, met ander woorde, ek gaan hierdie 1 term met elkeen van die volgende terme vermenigvuldig. So ek het minus 3 maal met 2x kwadraat. Dit gee vir my minus 'n plus maal 'n minus is 'n minus. 3 maal 2 is 6. X maal met x kwadraat is x tot die mag 3. Volgende ene moet ek my minus 3x vermenigvuldig met die minus 3x. Nou 'n min maal 'n min is 'n plus. 3 maal 3 is 9. X maal x is x kwadraat. Volgende enetjie wat ek het, ek moet my minus 3x vermenigvuldig met my plus 4xy. Nou as ek hom vermenigvuldig, dan kry ek 'n minus maal met 'n plus is 'n minus. 3 maal 4 is 12. X maal x is x kwadraat en my ytjie moet ook daar wees. Laaste ene wat ek kan vermenigvuldig is my minus 3x moet ek vermenigvuldig met my minus 2y kwadraat. 'n min maal 'n min gee vir my 'n plus. 3 maal 2 is 6. Xy kwadraat. En dit is dan my finale antwoord vir hierdie produk. Julle kan hierdie lesie nou bietjie inoefen deur die volgende huiswerkies te voltooi. Maak seker dat julle seker is met die distributiewe wet.